Goeie dag en welkom. Dit is Woensdag en wat sê die Here in sy woord oor en God en Allah. Wat sê God oor God en Allah? In die Bybel word Allah nooit genoem, nêrens nie, maar daar word baie oor God gesê. Dan kan jy kyk wat sê ons Bybel, die woord van God, oor God, en dan kyk ons wat sê die Koran, deur van Allah. Oor die eeue is dit nou maar net so, en veral in die laaste tyd nog meer. Moslim gelowiges daarvan oortuig dat Allah is God, dis net die Arabiese naam van God, en dan wanneer Christene van God praat, dan praat hulle maar van Allah. En in die laaste paar jaar is daar ook 'n sterk ondersteuning vir hulle onder verskeie Christenkerke, Christenpredikers, Christen gelowiges, wat, ja nee, dit is ons, dis dieselfde God. Want Allah is die allerhoogste, en dan sê ons, ja, amen, die Here is die allerhoogste God. En so is dit nie meer vreemd in die laaste tyd, dat jy al ewig sien of hoor, en selfs foto's sien, van waar moslims gelowiges en Christen gelowiges in dieselfde plek saam aanbid. En ja, ek wil nie nou sê wat ek wil sê nie, want ons wil kyk wat sê die Bybel. So kom ons gaan maar eers die lang paadjie toe, dan gaan ons daarna toe. Wat sê God? Wat sê sy woord? Nou kom ons begin by 'n punt. Die God van die Bybel wat ons aanbid, die Here God, die Almagtige, die ewige God, die ware God, die God van die Bybel, het hom aan Moses, terug in Exodus 3, vers 14 en 15 bekend gestel as, daar sê, ek is. Ek is. Wat in Hebreëus is ek is dit Jahwe. Hy het gesê, ek is Jahwe. Ek is Jahwe, ek is. Die Griekse vertaling, baie interessant, ons Bybels is nou oorgeskryf, nie een van ons sit met 'n Ou Testament wat in Hebreëus is nie, so dis alles oorvertaal na Grieks toe, en so het ons uitgekom dan by Afrikaans op die einde. Die Griekse vertaling het die naam Jahwe, wat raai hoeveel keer kom die naam Jahwe, wat ek is voor in die Ou Testament. 6823 keer. Hulle het dit vertaal met hierdie woord, Griekse woord, Kyros. Wat beteken? Daarso is hy Here, wat ook die naam is wat in ons Afrikaanse Bybel gebruik word. So as ons praat van die Here, dan praat ons van Grieks na die vertaling toe, na Kyrios, terug na Hebreëus toe, na Jahwe, na ek is. So God het hom geopenbaar aan ek is. En nou, baie belangrike punt. Baie interessant, maar baie belangrik. Jahwe of ek
is nie 'n eie naam nie. Dit is hoe jy Jahwe skryf. Kyk, as ons YHWH, die Joodse taal het nie, wat noem jy dit in Afrikaans, klinkers. Klinkers, A, E, O, E, en U, nee, okay. Het is 'n werkwoord. En dit is 'n werkwoord, en hierdie werkwoord, die naam Jahwe in die Hebreëus, as jy gaan kyk na sy betekenis, is dit 'n woord wat God beskryf. Net uitgekom? God, nee. Wat God beskryf as ewig aktief en teenwoordig. Ewig aktief, ewig aktief en ewig teenwoordig. So, ewig aktief, nog nooit opgehou om te doen nie. Klaar, groot verskil na wat ek kry van Allah. Geen aktief, net 'n naam in 'n koerant en ja, geen teken van hom. Maar hierdie Jahwe, die werkwoord, is die woord wat daar gebruik word in Jesaja 52 vers 6, waar daar so staan die volgende: Daardie dag sal my volk my naam bely, dat ek die Here, die woord as Jahwe is, dat dit ek is, wat sê, hier is ek. Ewig aktief, ewig teenwoordig. Hierdie Bybelse God van ons is ook 'n drie-enige God, wat bestaan uit Vader, Seun en Heilige Gees. Vader, Seun, Jesus. In Johannes 1 vers 1 tot 3 noem Jesus, of Johannes vir Jesus, die woord wat die woord van God. En weet jy, die woord van God, daar is die woord wat vir woord daar gebruik word, sê nie net die woord nie, want as ons dink, dis die woord van God, dan dink ons aan die Bybel. Dit is 'n woord wat beteken die stem van God, deur wie God alles geskape het. Kyk hier, die almagtige God, wat deur Jesus geskaap het, want God het gespreek en daar was lig. God het en daar was. So hy het gespreek deur sy stem. Wie sy stem? Jesus. Nou kom ek hierdie paadjie toe gaan is, want op die einde gaan ek vir jou wys, dat die moslim geloof geen Jesus, geen Heilige Gees nie. Maar dit is die God wat in die Bybel is. Daar so staan geskrywe in hierdie gedeelte wat ek gelees het. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die woord is Jesus. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan. Daar is die skepping. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Amen. Maar Allah verwerp Jesus. In Johannes 14 vers 10 en 11 het Jesus ook self gesê, ek en die Vader. Ek en die Vader is een.
Die Vader is in my en ek in die Vader. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Amen. En ons kan lank hou tot môre toe. Maar ek gaan dit nie so lank hou nie. In die boek Johannes, dan begin Johannes en dan sê hy, haal hy aan wat Jesus maar net geskryf het. Dis al wat hy daar gebeur aan Johannes. En dan haal hy Jesus 8 keer aan, dat hy gesê het, ek is. Dieselfde naam waarmee God hom aan Moses bekend gemaak het. Kom ons kyk gou daar na die 8. Hy sê Johannes, hoe jy kan sien, dis klein daarso. Johannes 6:35, ek is die brood van die lewe. Hy sê Johannes 8:12, ek is die lig van die wêreld. Miskien is dit beter as ek die kan staan, né? Ek is die deur van die skape. Daar so sê hy, Johannes 10:11, ek is die goeie herder. Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14:6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is. Johannes 15:1, ek is die ware wingerdstok. Johannes 8:58, voorwaar, ek sê vir julle, ek is al voordat Abraham gebore is. Baie belangrik wat Jesus hierso sê op die einde, die laaste versie. Ek is voordat Abraham gebore is. Want hiermee sê Jesus dat hy by die skepping die woord was wat in Genesis 1:3 gesê het, laat daar lig wees. Laat daar lig wees. Voor Abraham. Laat daar lig wees. Dit is ek is. God, Jesus, wat geskep het. Die lig geskep het. Jesus, terwyl ons by hom is, omdat daar so 'n groot ding is onder die moslims, van Jesus is net 'n profeet, dis waarom ek hierdie kant toe gaan. Jesus, wil ek hierdie met jou deel, hierdie is, wow man, ek wil dit deel. Jesus is die openbaring van God. Aha, wat doen? God wat hom openbaar as die Here in Jesus, wie verlos en Christus genoem word. Amen, halleluja. Jesus is die openbaring van God, wat genoem word in Grieks gesalfde, profeet. Wat is Jesus as gesalfde profeet? Baie belangrik as ons deur hierdie gaan, want ons kry ook hierdie ander idee van profeet en priester en koning, dit is 'n ander titels net, of nee, gesalfde, hy openbaar God as die gesalfde, as 'n gesalfde profeet. Hy maak God bekend. Wow. Hy maak God bekend. Ek het nie gedruk, daar staan dit klaar. Hy is die priester wat vir ons sondes gesterf het. Andersins as die Allah,
Daar is niemand nie, daar is geen vergifnis van sondes nie, daar is niemand wat vir niemand sterf vir sondes nie, en niemand wat vir niemand intree vir sondes nie. En koning. En hierdie koning kan ons nie altyd verstaan nie, ons sê Jesus is die koning, maar wat 'n koning? Hy is die koning, hy is God wat aan wie God alle mag gegee het in die hemel en op die aarde. Alle mag gegee het in die hemel en op die aarde. Matteus 28 vers 18. Hierdie God van die Bybel is ook, wow, die Heilige Gees van God, wat ons, hoor hier, ek kon dit nie beter uitgedruk het nie, toe ek hier klaar is, sê ek, Here, wow, halleluja, dat jy dit so uitgedruk het. Dis die beste wat ek dit so ooit beskryf het tot op hierdie dag seker, deur die Here se genade. Die Heilige Gees van God wat ons tot geloof in Jesus lei. Nee, ek nie. Ek sien baie goed en aan mense se getuienis en ek het my geloof het ek toe aangegryp en in my geloof. Dit klink so af as hulle amper heroes is oor hulle geloof. Nee, die Heilige Gees van God wat ons tot geloof in Jesus lei. Ek lei myself nie eens in die geloof nie, maar in die geloof in Jesus lei, wat met weergeboorte in ons kom woon. Johannes 14, 16 en 17 en daagliks ons lei en versterk om in liefde met mekaar saam te lewe soos Jesus as kinders van God. Romeine 8 vers 9 tot 17. Dit is wie hierdie God van ons is. Die God van die Bybel. Vader, Seun en Heilige Gees. En ons het nou sommer gekyk na alles wat die drie doen. Maar wie is Allah? Daar staan niks van hom in die Bybel nie, maar ons kan gaan kyk wat sê hulle Koran. Allah. Hoewel Allah in die Koran met 99 name beskryf word, is nie een van sy name 'n werkwoord soos die van Jahwe, wat hom beskryf as sy ewige koning, 'n God as 'n teenwoordige God, 'n ewig teenwoordige en belangrik as 'n ewig aktiewe God nie. Nie een nie van daai 99 name nie. Volgende punt. Islam en die Koran se God erken Jesus as 'n profeet wat onder Mohammed staan. En hy word as die seun van God, as ook as die redder van die mens verwerk. Nog 'n punt. Die Heilige Gees word totaal en al verwerp. Dit is vir hulle, ons kan nog met Jesus saamleef dat hy 'n profeet is en niks verder nie. Maar Heilige Gees, het God, Allah het nie 'n gees nie. Ja, exactly. Dat maak hom klaar, is hy nie God nie. Is hy nie dieselfde God as myne nie, want my God is 'n God met 'n gees, 'n wonderlike gees, 'n Heilige Gees, 'n sagte gees, wat reding kom en hy vertroos. En baie belangrike punt, vir as iemand ooit en enige een van die moslim geloof met jou wil, wara, en hierdie punte, en hulle, as jy met hierdie eerste punte praat, dan begin hulle hou nie daarvan nie, hulle duck and dive dit, werk hulle heeltemal daar uit. Maar die belangrike punt, is die laaste punt. Allah is in teenstelling met God, wat liefde is hy baie gewelddadig en wraaksugtig. Die Koran staan vol
volverse van wraak. En dit moet wraak geneem word. En as iemand nie wil glo nie, moet hy doodgemaak word. En as hy die Allah nie wil aanneem nie, of Mohammed nie, dan moet hy doodgemaak word. Wreedaardig en wraaklustig, as iemand jou iets doen, dan moet jy hom 10 keer terugkry. Klink dit of dit dieselfde God kan wees? Duidelik. As jy is iewers in 'n kerk en ons aanbid dieselfde God, dan weet ek nie watter Bybel en van watter God praat jy nie. En wie is jou God nie? Want duidelik, volgens die Bybel en God se eienskappe, en Jesus en Vader as sy Vader eienskappe, sy Jesus eienskappe, redders eienskappe, né? En sy Heilige Gees eienskappe, sy vertroostende eienskappe en liefde eienskappe, kan dit en is dit nie dieselfde God nie. Amen. En dit is dit. Is hulle dieselfde God? Beslis nie. En ek glo jy het dit geweet. Jy weet nie geweet miskien hoe om dit lekker te bewoord nie. Nou prys die Here, hierso het jy ietsie om dit mee te bewoord. En ons staan daarby, Here. Ons glo in die waaragtige God. Amen. Tot volgende keer. Shalom. Vrede.